Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Veiligheid is deesdae mos nou op almal se lippe. Die vraag is jy veilig? Hoe veilig is jy? Is al jou sekuriteitsmaatreëls in plek? Is jou veiligheidshekke gesluit as jy uit die huis uitgaan of as jy in die huis is? Is jou alarmstelsels geaktiveer? Draai jy jou handsak mooi stewig hier teen jou sy? Al hierdie goedheid, moenie met mense wat dalk in jou bank wil ingaan, moenie vir hulle verkeerde nommers gee of pinnommers of wat nie, want hulle wil dalk by jou steel. Veiligheid en sekuriteit is deel van ons gesels deesdae. Maar mag ek vir jou vra, hoe veilig is jou hart? Hoe veilig is jou hart? Ek bedoel nou nie, wat is jou cholesteroltelling nie? Nee, ek vra nie hoe gereeld oefen jy nie. Nee, ek praat van die veiligheid waarvan Salomo skryf as hy in Spreuke 4 vers 23 sê: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wees veral versigtig met dit wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wat is die goedheid wat jy in jou hart toelaat? Wat is die goed wat jy toelaat dat dit in jou hart kom wortel skiet? Want dit wat in jou hart wortel skiet is die vrug wat daar geproduseer word. En daai vrug bepaal jou lewe. En ek wil sommer net 2 goedheids noem wat baie keer vanuit 'n negatiewe kant, baie keer in ons harte kom dit word geplant, dit skiet wortel en dan dra dit sekere vrug. Die eerste ding wat ek sommer net wil vra, ek sukkel maar daarmee, is bekommernis. Ons lewe is nie maklik nie. Daar's baie onsekerhede. Daar's baie wat as. Wat gebeur as dit verkeerd loop? Sê nou maar dat gebeur. Dit gaan dalk nou met my goed, maar sê nou maar dinge verander. Ons lewe baie keer in hierdie onsekerheid, maar in hierdie bekommernisse. En dit, terwyl die Here vir ons in 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jou bekommernisse op my, want ek sorg vir jou. Maar dan wil ons eerder daai bekommernisse in ons harte koester. Ons wil dit eerder so 'n bietjie vertroetel. En wat dan nou gebeur, daai saad van bekommernis skiet wortel en dit dra vrug. Vrug van teen die grond gegooi. Vrug van swaarmoedigheid, swartgalligheid. Is daar dalk saad van bekommernis wat in jou lewe vrug dra? Wat van die saad van wrokke? Of kom ons sê dit onvergewensgesindheid. Julle mense maak seer. Mense doen verkeerde dinge. Mense stel teleur. Maar wat ons baie keer doen, wat ek baie keer doen, as iemand my seer maak, dan kan dit gebeur dat daai seer kry, koester ek hier. Ek sê ek sal nooit vergewe nie. Ek sal dalk nog vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Wat doen ons? Ons loop nie in die voetspore van Jesus wat dit aanbetref nie. Jesus sê, byvoorbeeld Lukas 23, sê hy, hang hy aan die kruis en hy sê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ons sê, nee, ek koester eerder daai wrokke. En dan ontstaan daar haat en is onvrede, en dan wonder ek, hoekom is my lewe so suur? Hoekom is daar dinge wat my te neergedruk maak? Miskien is dit omdat daar goedheids is wat ek in my hart laat vrug dra. Wat is die geheim? Die geheim is eenvoudig, maar dis nie maklik nie. Die geheim is om jou hart onder beheer van die Heilige Gees te stel. Dat jy niks in jou hart toelaat wat nie van die Gees afkom nie. Dat ek elke keer as ek myself betrap met bekommernisse, met wrokke, met vrese, so kan ons opnoem, dat ek dit dadelik na die Heilige Gees toe vat en vra, Heilige Gees, neem beheer en bevry my van hierdie goed. Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein
wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.